Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 48. Ons sing daar die eerste en die 4de vers tot eer van die Here.
Geliefdes, na die wet dan gaan sing ons Gesang 68, vers 1 en 2, en dan na die geloofsbelijdenis Gesang 68, vers 3 en 4. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, en dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, daaruit Kolossense 1, daarvan vers 12, hoor ons dat ons die Vader moet dank. Dan gaan hy verder en sê wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Met hierdie waarheid kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter hulle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here uit die Nuwe Testament, Matteus 17. Matteus 17, ons gaan daar lees van vers 1 tot en met vers 13. Kom ons bid eers saam. Here God, dankie dat ons so in die teenwoordigheid kan wees. Dat ons so hier in die hut van die beskutting kan wees. Om te weet, U is die Almagtige, soewereine, alwetende, alwyse God van hemel en aarde. Ja, Here, wonderlike berusting wat aan ons harte, ons gemoed kom, wanneer ons weet dat U vir ons, U die Almagtige vir ons in die holte van die hand hou. En Here, U wat deur die Gees vir ons hier by mekaar bring. So uit verskillende huise, verskillende geaardhede. Maar ja, Here, so kan ons ook sê, elkeen sekerlik met sy stel bekommernisse, probleme, moontlik swaar wat daar is, dalk hartseer, dalk twyfel en verwarring. Dan bid ons vanmôre om U genade, dat die kragtig ook, Here, deur die Gees in elke hart sal kom, om berusting te bring. Om te weet, ek is vanmôre hier in die huis van die Here, en dat Hy harte oopmaak om te luister. So vra ons, Here, dat U kragtig ook deur die Gees sal werk in ons lewe. Ons het soveel voornemens, goeie voornemens. En dan baie keer is ons teleurgestel. Want as ons weer kry, dan doen ons die dinge wat ons nie wil hê nie.
En daarom vra ons, Here, lei vir ons. Gee ook, Here, dat ons ore geopen, ons harte geopen sal wees vir hierdie woord van U vanmôre. En dat hierdie woord soveel vlam sal ontvat in ons harte, dat ons, as ons hier uitgaan, ook dit sal gaan lewe, om hier die blydskap van verlossing te ervaar, nie net hier in die kerk nie, maar elke dag van my lewe, as ek my oë oopmaak in die oggend, om te weet, U is daar, U is met ons. En as U vir ons is, Here, wie kan teen ons wees? Gee vir ons daardie krag en moed in hierdie lewe. Ja, Here, want ons besef ons is so diep afhanklik van U. Om te weet, ja, elke asemteug en elke hartklop, dit kom uit U hand. U hand van genade. En nou vra ons, Here, maak dit stil in ons harte, sodat ons kan hoor wat U vanmôre deur die Gees ook in elke oor wil fluister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ja, vanmôre eintlik 'n besondere gedeelte. En die mense is eintlik bevoorreg om hierdie gedeelte te hoor, hierdie skriflesing. Want is iets wonderliks wat gebeur het. Kom ons lees saam Matteus 17 daarvan vers 1. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir U een en vir Moses een en een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Luister na hom. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hul aangesig geval en was baie bevrees. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het. En sy disippels vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan, dat Elia eers moet kom? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie herken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle lei. Toe verstaan die disippels dat hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het. Tot sover. Ons teksvers daaruit vers 2. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig.
Ek wil tog weer beklemtoon hoe wonderlik dat hierdie gebeurtenis vir my en jou opgeteken is in die woord van God. En dit gebeur, my broer en suster, kort nadat Jesus Christus sy disippels begin vertel het, dat hy uiteindelik na Jerusalem sou gaan. En nou daar in Matteus 16 vers 21 sê hy, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die 3de dag opgewek word. Dit het hy vir hulle gesê. Natuurlik Petrus, as 'n mens daar lees wat baie ontstel was oor hierdie woorde. En hy het sommer gegaan en Jesus eenkant toe geroep en hom bestraf. Hoe kan hy dit sê? Dit moeg Jesus nooit oorkom hierdie ding. En dan gaan Jesus weer en hy berisp Petrus op sy beurt. Ekskuus tog, hy sê vir Petrus, maar jy is 'n struikelblok. Jy's 'n struikelblok in die plan van die Vader. En nou wat ons kry 6 dae later, verneem ons hier dat Jesus saam met hierdie binnekring disippels van hom, Petrus, Johannes, Jakobus, teen hierdie hoë berg, waarskynlik die Tabor, daar uitklim. Hulle gaan na 'n plek om daar saam te wees, alleen te wees. En dan, my broer en suster, soos ons gelees het, ten aanskoue van hierdie 3 disippels, gebeur daar iets regtig aangrypends. Iets wat hulle harte, hulle ganse wese op daardie stadium sou aangryp. En ek glo wat hulle sekerlik nooit sou vergeet nie. Daar so in eensaamheid verander Jesus se gelaat en sy klere soos die van 'n hemelwese. Sy aangesig wat natuurlik geblink het soos die son. Aangrypend vir hierdie 3 disippels om hierdie dinge te kan beleef en te kan aanskou. Maar dis nie al nie. Terwyl dit gebeur, dan gebeur daar baie meer. En hierdie gebeure wat volg, moes hulle sekerlik oorweldig. Moses en Elia verskyn daar in gesprek met Jesus. Hierdie 2 Oud-testamentiese figure wat veel in gemeen gehad het. Moses het die geregtigheid van God in die wet verkondig. En Elia, hy het hom weer beywer vir die onderhouding daarvan. Hierdie 2 wat natuurlik die wet en die profete verteenwoordig. Hierdie 2 wat by geleentheid ook daar op Horeb geklim het om met God te praat. En nou sê Lukas hier in Lukas 9 vers 31 dat die inhoud van hierdie gesprek op Tabor, en hy sê dit baie duidelik, was oor Christus se komende lyding gewees. Hy sê daar, hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. Oorweldig en ekstase, en ek dink maar eintlik bietjie oorbluf oor alles wat gebeur, kom Petrus dan met 'n skielike voorstel om 3 hutte daar te bou, een vir Jesus, een vir Moses en een vir Elia. As 'n mens daar in Lukas gaan lees, dan is sy reaksie hierop, hy sê Lukas 9 vers 33, en hy het nie geweet wat hy sê nie. Hy sê met ander woorde, Petrus het daar te vinnig gepraat. Maar dan kry jy ook ander verklaarders wat kom en sê, dat Petrus die heerlikheid en die hemelinge eintlik op so 'n manier langer hier op aarde wou hou. Maar dis nie al nie. Dan verskyn daar in 'n oomblik oordekke helder ligte wolk hulle. Natuurlik die teken van God almagtig wat daar teenwoordig is.
En dan, my broer en suster, stel jy voor om dit te kan hoor, dit te kon sien, dit te kon hoor, as hy sê daar in vers 5, daar die stem van God uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Dan weet ons ook, hier is 'n herhaling wat God gesê het toe Jesus gedoop is. My broer en suster, maar dan kom daar ook 'n byvoeging. Ons lees daar, hy sê ook vir hulle, hierdie stem uit die wolk, natuurlik God die Vader, wat vir hulle sê, luister nou. Dan besef hierdie disippels, maar hierdie stem is ook tot hulle gerig. En is om vir hulle te sê, hulle moet Jesus Christus in sy lyding volg en hom gehoorsaam. En hulle val daar in verwondering, ontsetting en vrees op hulle gesigte. Maar dan as hulle afklim, dan sê Jesus, hulle moet nie hiervan praat voor sy opstanding nie. Hulle moet stil bly hieroor. My broer en suster, in Jesus Christus, die verheerlikte, het die ryk van God gekom. Elia moes eers kom, en hierdie Elia waarvan Jesus hier praat, het ons duidelik daar gelees as Johannes die Doper. Hy wat die weg op aarde vir Jesus Christus voorberei het. Maar ons weet ook dat hierdie Elia in die persoon van Johannes die Doper doodgemaak is. En so weet ons ook dat die Messias, Jesus Christus, ook doodgemaak sou word. Maar nou staan daar 'n sekere, 'n vaste verwagting staan vas. En Jesus Christus wat dit self daar in vers 9 kom bevestig, en so wonderlik vir my en jou om dit te hoor, en elke gelowige, die seun van die mens sal uit die dode opstaan. My broer en suster, die mens is na die beeld van God geskape. Beeld van God, met ander woorde, in ware heiligheid, geregtigheid en kennis. Om so God te verteenwoordig hier op aarde. En met die sondeval is daardie beeld heeltemal daarmee heen. Maar God die Vader, wat genadig is, en in sy genade het hy sy seun Jesus Christus beskik om hierdie beeld in die mens weer te herstel, weer te herskep. Die verheerlikte Jesus Christus is die lig wat na hierdie aarde gekom het, om hierdie sondeduisternis van hierdie ou wêreld te verdryf. En deur sy gees, deur sy woord, bring hy die lig in elke wedergebore kind se hart, se sondehart. Mooi sê Petrus, wat ook hierdie dinge aanskou het, daar in 2 Petrus 1 vers 19 beskryf hy dit as die profetiese woord wat soos 'n lamp in 'n donker plek skyn, die môrester wat opgaan in harte. My broer en suster, die heiligheid wat ons in Christus deelagtig geword het, moet in die stryd teen die onreinheid, hoe langer hoe meer tot gestalte kom in elkeen van ons lewens. Ek en jy is deur die genade van God op die pad van heiligmaking. En daarom besef mense in die lig hiervan wat ons vanmôre ook gelees het, ek en jy is ligdraers. Die Here se ligdraers in hierdie donker wêreld. Ons lees dit baie duidelik daar in Matteus 5 vers 14. En ons volle verheerliking gaan eers plaasvind as Jesus Christus weer na hierdie aarde toe kom. En hoe wonderlik om te weet die sekere opstanding wat daar is, die opstanding uit die dode, dan ontvang ons verheerlikte liggame. En om saam in volle heerlikheid van die drie-enige God daar by hom te wees, dit te aanskou, dit te beleef.
As 'n mens lees daar in Openbaring 21 vers 23, wat daar van die nuwe Jerusalem gesê word. Luister bietjie, in die stad het die son of die maan nie nodig om hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Wat 'n wonderlike toekomsverwagting. Wat 'n blydskap moet daar nie in u en my hart wees hieroor nie. Maar ook 'n diepe verantwoordelikheid om te besef, ek is ligdraer van Jesus Christus. Ek dra daardie lig in my hart, in my lewe. En daarom moet my lewe ook hierdie straal, hierdie glans van die vrug van die Gees ook uitstraal. En ons vergeet so maklik hierdie vrug van die Gees in ons lewe. Ons vergeet, daar word gepraat dat hierdie vrug van die Gees is liefde. En dan vra mens, my broer en suster, baie keer, waar is ons liefde? As 'n mens selfs in kerke en gemeentes gaan kyk, dan vra jy, maar waar is die liefde? Liefde vir die Here in die eerste plek, maar liefde vir mekaar wat hieruit spruit. As ons gaan kyk na die blydskap wat vrug van die Gees is, in hierdie glans, hierdie lig wat ek en jy moet uitstraal, dan vra mens, waar is ons blydskap nog? Is ons nog werklik bly oor ons verlossing in Jesus Christus? En dan volg natuurlik ook vrede. Bring dit 'n vrede in my hart, in my lewe. Hoeveel van ons mense leef aan ons dag so in onvrede en in beklei? Daardie vrede wat God ons gee, so 'n inherente vrede, wat maak dat ek ook kan vrede hê in watter omstandighede ook. Al gaan dit hoe donker in Suid-Afrika of in die wêreld. En dit moet ook my bring by lankmoedigheid en geduld. 'n haastige lewe, 'n besige lewe wat vir my baie keer so ongeduldig maak. Ek is nie meer lankmoedig nie. Ook vriendelikheid. Nogal iets wat 'n mens toe ek daar oor see was, ook van die mense agtergekom het, hulle is baie nors, onvriendelik. So lyk dit vir 'n mens. Jy durf omtrent nie vir 'n ander ou glimlag, gaan kyk jy jou snaaks aan. En goedheid. Waar is ons goedheid? Ons is in baie kere so selfgerig op onsself. Ons wil maar net vir onsself en ons eie goed doen. Ons wil nie meer ook goed wees vir ander nie. En so ook getrouheid. As daar iets is wat 'n mens in hierdie ou verwarde wêreld vandag soek, is dit daardie lig, daardie glans van getrouheid. Is ek werklik getrou aan God? Is ek getrou in my roeping? En dan natuurlik ook sagmoedigheid. Hierdie harde lewe wat baie keer maak dat ons natuurlik ongeduldig is en daar nie meer sagmoedigheid in ons harte is. Ons tree hard en ongenaakbaar op. En dan natuurlik ook belangrik die selfbeheersing. Kan ek my nog inhou deur die krag van God? Of bars ek maar net uit en praat maar net my prate? Of gee ek ook om vir ander? My broer en suster, om weer te besef, dis genade dat ek ligdraer van die Here is. Daardie wonderlike glans van Christus se oorwinning en verlossing moet in my skyn. Moet deur my ook straal na buite, na ander toe. Want ek en jy moet hierdie heerlikheid van Christus, moet ek en jy weerkaats in hierdie ou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here God, as ons hier lees
En dan besef ons wat 'n wonderlike gebeurtenis en wat 'n voorreg vir hierdie drie disippels om ook dit te kon sien en te hoor. Maar Here, ons wat die woord lees, ons wat deur die Gees ook aangeraak word, ons hoor ook vanmôre daardie woord. Ons sien so in ons gedagtes daardie gebeur. Ja, Here, U wat ook vir ons as die ligdraers, as wedergebore kinders kan sê, is uitverkore kinders van U, dat ons U welbehaaglik is. En daarom vra ons ook, Here, dat U die dinge van duisternis uit ons lewe sal weer, en dat ons opregte ligdraer sal wees, om ook hierdie heerlikheid en die majesteit ook in 'n wêreld te kan wys, te kan weerkaats. Vergewe ons, Here, waar ons dikwels U teleurstel, waar ons ou liggies van geloof maar baie flou skyn. Ons bid, Here, gee ons genade in 'n duister wêreld. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Gesang 274. Wagter wakend op die mure, sê my, wanneer wyk die nag? As ons tel die donker ure tot die deurbreuk van die dag. Wanneer sal die son se strale mense uit verwarde dwaling roep om in die helder lig hulle lewe in te rig? Kom ons sing vers 1 en 4 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.